Baie welkom by hierdie video van Excelsis. As deel van ons brugfees tussen die akademie en die kerk, is dit vir my 'n voorreg om vandag te praat met Annette Potgieter. Annette, julle het 'n nuwe boek vrygestel wat ek nou begin lees het en baie opgewonde oor is. So welkom in ons gesprek. Goeiemôre Tom, vreeslik baie dankie vir die geleentheid. Dit is fantasties om met jou te kan praat vandag. Nou ek gaan gou die boek se titel net hier opsit. Die boek se titel is Experiencing God in Everything and Nothingness: Negativity, Embodiment and Spirituality, South African Perspectives. Ek gaan hom nou nog net so vir 'n rukkie hier oplos. Annette, hierdie boek is gebore uit 'n konferensie. Miskien kan jy 'n bietjie vir ons net vertel wat was die konferensie se doel? En jy weet, dis wonderlik dat hierdie nou in 'n boek is. So vertel bietjie miskien net oor hoe dit was ook om die konferensie toe nou in te edit in 'n boek in. So ek het in 2021 het ons 'n kongres gehou in Wellington by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit. En op daai stadium was ek nog werksaam by Huguenot College, waar ons hierdie module aangebied het oor spiritualiteit al klaar vir die eerstejaars. En ek het toe nou gaan koffie drink saam met Christo Lombard en Phone a Friend wanneer jy nog wonder oor wat om te doen. En ek het vreeslik baie vrae gehad oor hoe op dese aarde kan 'n mens sinvol spiritualiteit aan studente oopbreek op 'n manier wat hulle in die bediening kan instap en die tegnieke gebruik en iets verstaan van integrasie. En op daardie stadium het ek vreeslik gesoek na materiaal en hulpmiddels en al hoe meer agtergekom, maar die vraagstukke wat ek het, byvoorbeeld, beteken spiritualiteit iets vir iemand wat arm is op die straat? Op daai stadium het ek vreeslik gewonder, hier is ons in die pragtige Wellington, die sentrum vir spiritualiteit is so mooi, daai kapel is so spesiale ruimte, maar wat beteken dit vir die boemelaar op straat, vir die ou wat net rondstap en wonder? En ek het al hoe meer begin agterkom, maar ons praat nie daaroor nie. Daar's nie regtig hulpmiddels of vraagstukke daaroor nie. En dis hoekom ons die kongres gehou het. En ek moet erken, is een van die spesiaalste kongresse wat ek al ooit gehad het, want ons het dit saam met die kapel ritmes gedoen. En dit maak dit totaal anderste, want dan het jy hierdie ongelooflike hoë akademiese gesprek en saam met dit hierdie intense bewustheid, maar God is hier by ons, hoe beweeg ons, wat beteken beliggaaming van Christus in hierdie wêreld? So, en die kongres was onbeskryflik divers. So, toe het ons nou besluit, maar dit moet beskikbaar raak vir enigiemand anders wat graag ook belangstel aan die tema, en van daar af hierdie volume, wat ons dan nou gepubliseer het by Openstock. Dit is wonderlik en baie geluk. Die boek word uitgegee. Ek weet nooit om dit uit te spreek nie. Is dit Wipf en Spock, né? Maar dit Openstock. en Stock, ja. Maar daai Wipf, sê ek dit reg? Jy's perfek, spot on. Hey, wonderlik. Hierdie vraagstuk van jou is natuurlik binne in die Suid-Afrikaanse konteks 'n massiewe vraagstuk, en dit is dat ek dink baie mense kan dink spiritualiteit het net te doen met iets van, jy weet, jou binnewêreld, is 'n baie sterk geïndividualiseerde iets. En wat lekker is jy weet, dat jy hierdie intuïsie van dat dit is iets groter ook uitgeleef het. Sommige net en dat julle hierdie kongres daar rondom kon hê. Sommer net 'n klein storie. Deur die jare het ek nou 'n paar keer al Andrew Murray toe gegaan, en ek het 'n vriend, Skalk van Heerden, wat Beter Eindes se voorsitter is. En hy, jy weet, hulle doen baie sportsontwikkeling in arm areas. En die laaste keer toe ek na die Andrew Murray toe gaan, toe sê hy vir my, hy gaan vir my 'n challenge gee dat ek moet 'n paar van my kapelle opoffer en gaan sokker speel in een van die jy weet, een van die townships daar naby, wat ek toe nou gaan doen het. En toe het ek net weer ook gedink, hierdie twee wêrelde, né? Want soos daar in die omgewing rondom Wellington is daar baie armoede, né? So in die titel van julle kongres het julle nou hierdie jy weet, hierdie twee pole, Experiencing God in Everything and Nothingness. Wil jy miskien so 'n bietjie net iets daarvan vertel? So die everything and nothingness was onbeskryflik belangrik, want daar's hierdie spanning. Aan die een kant is everything hierdie beskrywing van holisties wees, 'n soeke na 'n geïntegreerde uitleef van jou geloof. Dis nie net 'n Sondagsding om 'n Christen te wees nie, ons almal weet dit. Dis hierdie
aanhoudende konfrontasie met die realiteit. So dis die everything. Dit het niks uit te waai met dat dit met jou materieel goed gaan nie. Dis glad nie bedoel met die titel nie. Dit gaan oor hoe om holisties jou geloof uit te leef. Die nothingness is weer die stuk van waar ontmoet ek God wanneer dit voel asof daar niks is nie. En dis maar die ongelooflike interessante ding. Die beginsel nothingness bestaan eintlik nie. Daar is nie so iets soos nothing nie. Daar's nog steeds partikels, daar's nog steeds molekules, daar's nog steeds iets. So selfs die nothingness is 'n ongelooflike kreatiewe spasie. Maar omdat ons so dikwels absoluut plat sak raak en te neergedruk raak met maar ek is so gekonfronteer met al hierdie boosheid om my, al hierdie gevoelens van maar ek kan niks beter maak nie, maak nie saak hoe hard ek werk, dit bly dieselfde. Dis die spasie van hierdie nothingness wat ons eintlik 'n bietjie wou aanpak. Dis presies die ding van armoede, al hierdie vraagstukke wat jy voel, maar hoe op dese aarde kan ek dit beter maak? En veral in Suid-Afrikaanse konteks het ons ook 'n bietjie gaan wonder oor wat die vrugte is van apartheid, die letsels van apartheid. Dat ons sit met hierdie letsels is nou al 30 jaar en eintlik is ons nog steeds besig om te genees. Is ons nog steeds in spasies waar ons nog nie weet hoe om dit te konfronteer, hoe om regtig daaroor te dink nie. Ons ongelooflike werk al gedoen. Maar ek dink dit is nog steeds iets wat ons byt, nog steeds iets wat ons pla. En dis half die bedoeling met nothingness om te sê maar okay, dit voel leeg, dit voel soos niks, maar wat kan ek doen rondom dit? En ek dink dit praat ook bietjie binne in hierdie, ek meen binne in die Suid-Afrikaanse en Afrika konteks het ons baie spiritualiteite wat eintlik maar ek weet forme van voorspoedsteologie ook is, né? En wat eintlik mense opsit ook vir ongelooflike hartseer. En so wat ek baie van hou van die boek is jy weet dit werk nie met 'n spiritualiteit wat verwyderd is van hierdie wêreld nie, en dit praat ook oor die pole van jy weet die vreugdes en die hartseer. Iets waar ek gewonder het is, jy weet daarso is 'n klomp deelnemers in die kongres gewees en jy en Keegan Delport was nou die redakteurs gewees om alles bymekaar te maak, en jy weet jy het nou self gesê dit was 'n ongelooflike ryk en jy weet 'n goeie konferensie. Wat het jy geleer? Ek meen as jy nou dink 'n leser tel nou hierdie boek op, dan wonder ek as redakteur, wat het jy geleer en weggevat van hierdie boek wat jy dink 'n predikant van 'n gemeente ook kan help? Ek dink een van die grootste goed is dat 'n mens dink baie keer dat hierdie gesprekke in silo's plaasvind. Dis glad nie waar nie. Daar's 'n klomp plekke in Suid-Afrika waar daar 'n nuuskierigheid is rondom spiritualiteit. En ek het voorheen nie geweet nie, in 23 jaar terug is daar al klaar 'n boek gewees oor Suid-Afrikaanse spiritualiteit. Hierdie boek is eintlik op die regte tyd, want dit is 'n update. Dit was nodig ook. Die Ja. scenario het verander, ons vrae het verander. Maar ek dink aan die een kant om te ontdek dat jy nie alleen is as gespreksgenoot nie. En daar's soveel diverse stemme en dis juis in die diversiteit wat dit jou help. Ek dink nie jy kry antwoorde nie, maar ek dink dat jy 'n manier vind om produktief vorentoe te gaan en kreatief te raak oor gedagtes vir oplossings, iets wat jy kan doen om jouself verder te neem. Die boek het 'n ongelooflike klomp deelnemers wat ek is so dankbaar vir hulle. Die perspektiewe is so diep en ek dink dis die ander kant. Ons het 'n ongelooflike diep teologiese tradisie in Suid-Afrika. Dis 'n ernstige tradisie. Jy het nou gepraat van die voorspoedsteologie. Dis maar verskriklik mooi hoe elke chapter eintlik wil praat oor God regtig ontmoet in 'n manier wat sinvol is, in 'n manier wat my gaan werklik help, in 'n manier wat verantwoordelik is, as ek dit so kan stel. En dit was my ongelooflike riem onder die hart om te weet dat eintlik is 'n klomp van my akademiese vriende besig met spiritualiteit ook. Ons almal worstel met God, ons almal stel belang in God en dis vir ons verskriklik belangrik om deel te neem aan hierdie gesprek. Wat vir my interessant is dat die gesprek maak homself eintlik oop. Ek dink die boek vra, ek wens so mense kan 'n tweede ronde doen wat jy dominees kry om deel te neem, want dit kan nie net op een vlak plaasvind nie. Daar moet 'n gesprek verder kom wat ons sê maar lidmate, dominees, ons almal praat van hoe leef ek my geloof uit? Wat beteken 'n beliggaamde geloof in elk geval? En ek dink dit was vir my 'n verskriklike mooi gedagte dat mens eintlik 'n momentum uit hierdie boek uit kan kry ook om te sê maar spiritualiteit is vir almal bedoel. Dis iets vir elke dag en is iets wat ons kan saam beoefen. Dis nie 'n alleen ding nie. Dis iets wat jy juis in koneksie doen, in diep koneksie met God en diep koneksie met jou medemens.
Nou, wat ek baie van hou is, jy het nou die woord geïntegreerd of holisties gebruik saam met die woord spiritualiteit. In die hoofstuk wat jy ook geskryf het, reflekteer jy so 'n bietjie oor die rol van plek en Romeine 8 en die liggaam in spiritualiteit. Dit jy weet, wat sou jy sê, want daar's nog 'n frase wat sê I'm not religious, I'm just spiritual. Jy weet, as jy nou dink oor die rol van plek en die liggaam en eklesiologie en spiritualiteit en dan spesifiek Christelike spiritualiteit, jy weet, hoe sou jy daai frase vanuit net julle kongres so 'n bietjie aanpak as iemand daai sê? Dis 'n fantastiese vraag, dankie. Ek dink wat spiritualiteit so moeilik maak is omdat die definisie so wyd is. Hmm. Vir ons en veral ook ek is 'n gereformeerde teoloog, bly die definisie dit kom vanuit 'n Christelike tradisie en vir my is dit verskriklik belangrik om te sê ek verstaan eintlik nie spiritualiteit as dit nie gekoppel is aan God nie. Dis vir my verskriklik belangrik dat ehm daar 'n koneksie is met God. Andersins is dit vir my 'n nuwe menseverering. Ek dink wat belangrik ook is dat hierdie gesprek maak dit eintlik moontlik om juis met mense te praat wat nie noodwendig in die kerk is nie. Dit Hmm. maak spiritualiteit eintlik 'n wonderlike ekumeniese Hmm. plek vir ons om te begin gesprekke voer. En Hmm. ek dink ons almal is honger vir God. Ek dink ons is so absoluut uitgehonger. Dis regtig 'n globale Suid-Afrikaanse ding ook, maar ek dink ons almal dis wat fantasties is van spiritualiteit. Dit bly 'n ongelooflike relevante gesprek om te hê. Hmm. Maar ek dink En nee, ek dink ekskuus. nee, daai versigtiging van iemand wat sê, jy weet, I'm spiritual, I'm not religious, is al klaar darem 'n vertrekpunt klink dit vir my dan, né? En hierdie boeke help jou om darem al 'n gesprek daar te kan begin hê. Ja. Ja. Anet, 'n vraag wat ek ook het is, jy het nou dit genoem, jy weet die beliggaaming van spiritualiteit. Hoekom dink jy is dit vir mense so moeilik om te dink, o, maar my spiritualiteit het ook 'n lyf nodig? Ehm Oeh, ons is kinders van die modernisme. Dis my grootste frustrering. As jy gaan Paulus lees, dis hierdie ryk fantastiese wêreld waar alles in mekaar ingemeng is, ekonomie, politiek, alles wat ek elke dag doen. En God is vir Paulus ook, alles wat ek doen is absoluut deel van wie ek is. Dis alles of niks. Daar's nie hierdie tussenin nie. Maar ons het dit reg gekry om met die Kartesiaanse uitsigpunt te begin sê, maar ek kompartementeer, alles is vandag doen ek hierdie, ek gee aandag aan my lyf in die week, ek gee aandag aan God op 'n Sondag en dit werk nie. Ons sien dit. Dis hoekom ons almal so ontsaglik frustreerd en geïrriteerd is, want wat in my lyf aangaan affekteer my brein, affekteer my siel en wat in my siel aangaan affekteer my liggaam. Ons vergeet dat spiritualiteit is iets waarna ons ook moet kyk. Dit kan nie net 'n Sondag wees nie. Dit is 'n geïntegreerde ding, want wie ek is as mens die heeltyd, dis my vertrekpunt. En dis veral as ons bely en sê maar ons is Christene, dan kan dit nie anders nie. En as jy regtig wil back to the Bible en uitkom by vroeë Christen spiritualiteit, hierdie vraagstuk sou vir hulle absoluut vreemd wees. Hulle sal nie verstaan hoekom praat ons hieroor nie, want maar natuurlik, alles wat ek doen gaan rondom God, alles wat ek myself inrigting gaan rondom God. En ek dink net ons is op 'n plek nou wat ons so absoluut geleer is om in blokkies te dink en om in roetines te wees dat ons uitvoering uit is met onsself. hmm, Dis maar ja, verskriklik belangrik. 'n Mens moet geïntegreer wees. Ons soek dit. Dis hoekom ons op baie selfhelpboeke is, maar ons ja. het vergeet om mekaar te leer hoe. En in ons eie tradisie, ek ook. Ek is absoluut kop. So dis my fantastiese preek. Maar ons leer mekaar nie meer hoe om God regtig te hoor alledaags waar ek is, dat God my hier ontmoet nie. Ek dink ons vergeet dit so 'n bietjie of ons skeep dit verskriklik af. Daar is plekke waar dit doen. Ons vergeet net om mekaar weer te leer om God te hoor. Hmm. En ek dink dit bring my by, jy weet, die rol van praktyk en spiritualiteit ook natuurlik. Jy weet, julle verwys in 'n paar van julle essays daarna is dat daar's hierdie rykdom van praktyke binne in die omgewing van Christelike spiritualiteit wat ons oopmaak ook vir die ontmoeting saam met God in ons elke dag lewe. Natuurlik 'n passie van my ook is om te dink daaroor, jy weet, God in die elke dag, jy weet,
wat beteken dit om hierdie lewe van ons geïntegreer en heel te leef. So ek is baie opgewonde. Ek het nog nie alles gelees nie, maar dit wat ek nou al gelees het, maak my bly. Vertel bietjie, waar kry mense die boek? So jy kan die boek by Amazon bestel. Hy's baie maklik. As jy op Perlego gaan ook, kan jy hom gratis lees. So Hmm, dis baie maklik beskikbaar. Jy nie kan ook by Hoop en Spook direk dit bestel en koop. O, dit is wonderlik. Nou maar hoorie, ons is baie opgewonde. Ek het 'n laaste vraag en dit is jy weet ek as deel van Excelsius is ook besig om jy weet die skakel tussen die akademie en die kerk lekker te bou. So jy is aangestel in Nuwe Testament en so vertel ons 'n bietjie, wat gee vir jou vreugde as 'n dosent om te kan doseer in hierdie vakgebied? Oeg, dit is die lekkerste plek op aarde om te kan wees. Ons het verskriklik baie studente en dit maak my opgewonde as jy agterkom dat elkeen van hierdie studente is eintlik toekomstige agente van verandering. Ek dink om 'n dominee te wees is een van die opwindendste beroepe op aarde. Verskriklik uitdagend. Maar dis my verskriklik lekker om vir die studente terug te vat na wat regtig in die Bybel aangaan, wat regtig die wêreld van die Nuwe Testament is. Dis my groot passie en om vanuit die teks te werk is my verskriklik belangrik. Baie van hulle het nie Grieks nie en dis ook oukei. Ons werk daar rondom. Ek spot nou al die heilige Engels edeldoe, maar dit is my verskriklik belangrik dat hulle ietsie ontdek van wat regtig bedoel is aanvanklik en dat daai boodskap is nog steeds relevant vir vandag, maar dat jy moet kreatief wees, dat jy moet met 'n entrepreneursgees 'n bietjie anders gaan kyk en dat jou stem verskriklik belangrik is. Dis vir my verskriklik belangrik dat die studente agterkom maar hulle is geroep en hulle het 'n funksie om te vul en van my kant af ja, ek's baie lief vir klas gee. So dis vir my fantasties as hulle ietsie kan snap van hoe belangrik dit is en dat hulle ook disippels is en veral van 'n Nuwe Testament perspektief. Nee, dis lekker om te gesels. Dis ook lekker om jou passie te hoor en dankie vir jou navorsing. Jy het onlangs ook 'n baie goeie navorsingsrating gekry en ons is opgewonde saam met jou en dankbaar vir die rol wat jy ook binne in die kerk speel. Ek is in die kuratorium ook op die proponentskommissie en ek kry te doen met studente wat met jou te doen kry en hulle praat altyd van lof oor jou passie en die manier hoe jy hulle begelei. So dankie en ons sien uit om verder, jy weet, jou navorsing te lees en dankie vir die manier hoe jy ook die kerk help. Jy het my nou 'n klou gegee dat ons moet dalk VBO 'n bietjie bou oor hierdie konferensie se hoofstukke. Daar's 'n klomp van ons NG Kerk dosente wat ook daarin geskryf het. Ja. Soos Fonso het ek gesien, Liesel, Ja. natuurlik jy het Christo genoem, so ek dink ons moet dalk ietsie lekkers beplan. So dankie vir jou tyd en ook dankie vir die manier hoe jy ook jou gawes en jou passie uitleef. Vreeslik dankie. Waardeer dit baie.